So, ja, my naam is Adria. So, ja, ek is Adria. En ek is actually ook 'n kind of 'n aborsie baba. So my biologiese, ek nooit my biologiese ouers geken nie. Ek is aangeneem. Maar in die tyd wat met my biologiese ma swanger geraak het, wou sy eers gegaan het vir 'n aborsie, maar die aborsiekliniek was 'n klein dorp gewees, so die aborsiekliniek het gesê ek is te ver gevorderd. Hulle kan nie die aborsie doen nie. En toe obviously het sy nou die 9 maande met my gedra en alles. Maar toe het sy my onder 'n bos gesit. Anyways, toe die middag, toe die skool uitkom, toe hoor een dogtertjie wat van die skool afkom, daai pad stap deur hulle baba huil. En dis toe hulle vir my gekry het. En toe op die moeilik om te verduidelik, maar was onder 'n bos gewees op 'n hoofpad daar by die lokasie al. Was jy in 'n kombers, weet jy nie? O ja, ek was daar in klere toegedra en alles. Ja. So ja, sy het darm, sover ons weet, het sy vir my 'n dag gehou en sy het al die klere vir my aangetrek wat sy gehad het. Ek het dit actually in my kamer. Maar ja, toe as ek die tannie op die dorp het 'n safe haven vir abandoned babies. So ek was 3 weke daar gewees en in die 3 weke het my aanneemouers, my ma, het die Here met my ma gewerk en sy het drome gekry en 'n droom gehad dat sy geboorte gee aan 'n swart baba dogtertjie. En sy kon wit man. ja, my ma Sy gaan nou kram 'n swart dag. ja, sy kon nie verstaan wat gebeur nie, want sy is van, Here, wat is dit dan nou? En die Here, sy kry net skrif en gee van die Here af en so, sy kon nie verstaan wat nie. Toe kom my pa een middag van werk af, toe sê, daar is nou onder die werkers 'n storie van 'n dogtertjie wat gebore is, wat hulle gekry het en bla bla bla. En my ma sê, sy weet toe die Here sê vir haar, neem haar aan. En sy sê, hoorie, want ek het 'n ander sussie, want sy's net van die bottel af gewees, en my ma sê van, sy is toch nog nie lus vir weer sukkel nie, hulle is arm toe gewees, en het nie geld, nie niks nie, sy sê vir die sy kan nie. En die Here het is nogals 'n sin vir humor, is so omgesê het, maar die volgende middag, toe kom my pa in met so 'n sak, 2 sakke vol goed, en my ma vra vir hom, en wat's dit nou? En hy sê vir hom, nou kyk wat's dit nou? Dus het baba doeke, baba klere, baba bottels, want my ma het ontslaag geraak van alles, want sy het nie gedink sy gaan nog kinders kry. En toe sê die Here vir haar, nou sien nou, so dat ek nou voorsien vir jou, so wat is jou verskoning nou? En 19 jaar later, dis al wat ek en my ma, my ouers wat ek het. So ek is baie dankbaar teenoor die Here, dat sy nie 'n aborsie kon gedoen het nie, en dat ek te ver gevorderd was, en dat ek hier kan staan vandag.